Goeiemôre. Baie welkom by kerk. Dankie dat jy saamkyk. Wat 'n voorreg om as gemeente om op so 'n manier ook onsself voor te berei vir die Paastyd, vir Jesus se lyding, vir Jesus wat vir ons sterf. En dit is ongelooflik om te dink dat die boodskap van Jesus se lyding en sterwe is daar om ons aan die gang te kry om met hierdie boodskap na die wêreld te gaan, want ons is gestuur. En Jesus kom aarde toe en dan as hy sy bediening op aarde klaarmaak, dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Ons het die afgelope weke met mekaar 'n bietjie gesels oor die verskillende fasette van wat beteken dit om gestuur te wees. Vanoggend werk ons met hierdie hele gedagte as ons sê, ons is gestuur met genade. Want aan die begin van Johannes, as die evangelie begin oor Jesus, dan sê hy, uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade, vir elkeen van ons. Dankie dat dit u genade is, wat hierdie verhouding wat ons met u het aan die gang hou, Here. Ons verdien dit nie. Ons kan nie daarop aanspraak maak dat u ons moet aanvaar, omdat ons goed genoeg is nie. Dankie dat u ons vat nes ons is. Dankie, Here, dat ons by u mag kom leer oor wat dit beteken om gestuur te wees. Dankie, Here, dat u werk in ons harte, in ons lewens, in ons huise, in die lewens van mense vir wie ons lief is, in die lewens van mense op ons pad elke dag. Dankie, Here, dat hierdie boodskap van genade ons lewens verander. Here, want dis wie ons wil wees en dis waarmee ons wil leef. Amen. Ek lees vir ons vanoggend Johannes hoofstuk 13 vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra hy vir hom, Here, gaan nie my voete ook was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En dan 'n bietjie verder in Johannes lees ons vers 26. Daar raak as 'n gesprek aan die gang by die tafel, want Jesus sê toe een van sy disippels gaan hom verraai, en die ander disippels is redelik ontstel daaroor en sê, Jesus, maar wie is dit, vers 26. Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in sous gesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Iskariot. Vers 30, nadat Jesus dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Ons lees dit so ver. Die hele storie van Judas, die hele rol wat Judas speel in Jesus se lydenstyd, bly vir ons vreemd. Want was Judas nie 3 jaar lank Jesus se disipel nie? Het hy nie al die wonders gesien wat Jesus gedoen het nie? Was hy nie by Kana toe die water wyn geword het en self van die wyn geproe het nie? Het hy nie van die vis en brood geëet toe Jesus dit meer maak? Het hy nie Jesus op die water sien aangeloop kom? Hy was daar. Jesus hoor preek, het alles gesien wat Jesus gedoen het. En tog maak hy die besluit om weg te stap. Ons kan maklik dink, maar
Hy het nie 'n keuse gehad nie, dit was sy destiny. Maar dink julle werklik waar dat Judas nie 'n keuse gehad het? Dink julle werklik dat daar nie vir Judas genade was nie? Dink jy het 'n keuse? Dink jy daar's vir jou genade? Wat ons weet, is dat Jesus in vers 1 sê, hy het sy mense in die wêreld liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Met ander woorde, hy het vir Judas liefgehad. Hy het vir Petrus liefgehad. Hy het vir jou lief. Hy het ons lief, al weet hy alles van ons af. Dit skrik hom nie af nie. En alles wat ons glo oor geloof, en alles wat ons glo oor Jesus, en alles wat ons glo oor ons eie opdrag om te gaan, begin hier aan sy liefde vir ons, is daar geen einde nie. En hierdie aanbod van genade van Jesus is 'n oop aanbod vir almal. Hy het genade vir Petrus, hy het genade vir Judas, hy het genade vir jou en vir my, hy het genade vir elke persoon wat op jou pad kom elke dag, hy het genade vir elkeen wat saam met jou by die werk is, by elkeen wat saam met jou in die skool sit. En ons kan nie gestuur wees reg verstaan as ons nie genade vasgryp nie, as ons nie genade verstaan nie. En die moeilik daarvan, of die realiteit daarvan is, as jy in jou lewe nog nooit genade ontdek het nie, hoe kan jy genade hê vir mense? En dis daai moeilike ding wat elkeen van ons baie eerlik moet wees oor. Want as jy bietjie terugkyk in jou lewe, waar is daar situasies waaroor jy moet sê, dit was net genade. Dat die Here my hierdeur gehelp het, dat die Here so gesorg het, dat die Here gered het, dat die Here daar was my krisis, is net genade. Ons almal is gered uit genade uit. Dis wat ons as protestante glo. Nie uit verdienste nie. Niemand van ons is goed genoeg om te kan sê, Here, kies my nie, want ek doen al hierdie goed reg nie. En as ons dus met ander woorde sê, ons redding is uit genade, hoe kan ons met enige ander boodskap na mense toe gaan en hulle sê, kies vir Jesus, as dit nie die boodskap van genade is nie? Ek het 'n skokkende statistiek gelees, wat het navorsing doen in Amerika en bevind dat 16% van Christene, luister mooi, 16% van Christene glo dat redding uit genade is. Dis al. 84% mense glo, nee, is nie genade nie. Ek moet iets gaan doen. Ek moet reëls en wette nakom, ek moet goed genoeg word. Dan sal Jesus my vat. 16% glo, dis net genade. Julle sien ons het twee probleme. Aan die een kant probeer ons mense met logiese argumente oortuig vir Christus. En maklik verval hierdie gesprekke in 'n intellektuele argument oor reg en verkeerd, en dit werk uit, en dit werk uit, en dit maak sin, en dit maak nie sin. Nêrens sê Jesus, jy moet 'n klomp feite onder die knie voordat jy my moet volg nie. Die uitnodiging is, volg my. En dit lyk amper eerder asof Jesus, hulle wat sukkel om te glo, en hulle wat weet hulle het nie geloof nie, en hulle wat nie weet wat om te doen met wat hy vir hulle aanbied nie, dat hy hulle voorhou as voorbeelde vir hoe geloof werk. Ons tweede probleem is ons meet geloof aan doen en nie doen nie. Ons stel voorwaardes, ons volg reëls, ons hou die wet, ons probeer goeie voorbeeldige lewens lei. Maar as ons eerlik is, ons kry dit nie reg nie. Niemand van ons kan sê, Here, ek is goed genoeg, ek verdien om gered te word nie. Niemand van ons sê. Hoekom dink ons dan dat ons na mense toe moet gaan met 'n doen-boodskap en dit gaan hulle swaai? Dan is ons mos nie konsekwent nie. Wat swaai mense? Wat keer mense se harte om? Daar's 'n Ou Testamentiese woord, gesed, wat op die beste vertaal word as the steadfast, ever faithful, covenant bound, infinite and eternal love of God.
En julle weet mos hoe moeilik is dit om een Hebreëse woord te vat en sy ryke betekenis in een woord saam te vat. Ons is gelukkig met hierdie woord kan jy dit doen, want ons het 'n woord in Afrikaans en dis die woord genade. The steadfast, ever faithful, infinite, covenant bound and eternal love of God. Gesed. En dis nie iets wat eers met Jesus op die spel kom, as Jesus sê, ek het my mense tot die uiterste toe lief nie. Die Ou Testamentse profete skryf al hieroor. In Jeremia 31, vers 33 sê die profeet Jeremia, God sal sy woord op ons harte sit, in ons gedagtes vas lê. God plan die saad. God werk in ons. Laat hom toe. Make room in your heart for God. Later sê Esegiel, in Esegiel 36 vers 26, ek sal vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en vir jou hart van vlees gee. Ek sal my gees in jou gee. En ek sal maak dat jy my voorskrifte en my bepalings gehoorsaam en nakom. God wat sê, ek gaan binne in jou die verandering werk. Nie jy nie, want jy kan dit in jou eie krag en op jou eie manier nie reg kry nie. En dit bring ons terug by Petrus en Judas. Petrus dink dat dit nie nodig is dat Jesus sy voete hoef te was nie. Miskien is hy te trots, dalk voel hy skuldig, want hy weet, hy moes sy voete gewas het. Ons weet nie. Maar Petrus ontdek dat hy God moet toelaat, dat hy die Here moet toelaat om te werk. Dat hy dit moet aanvaar. Hier was dit om voete te was. Maar die punt is, hy moes sy hart oopmaak, dat Jesus kan aanhou werk, ten spyte van alles wat hy nie reg kry nie, en nog nie is nie. En dalk is dit hoekom Jesus in die einde van Johannes, as hy by Petrus kom, nadat Petrus hom verloon het, nie vir Petrus vra, hoekom het jy dit gedoen nie? Is jy spyt? Bely jou sonde, dan sal ek jou vergewe. Al wat hy vir Petrus vra, sê, het jy my lief? 3 keer. Want dis wat tel Petrus, dit wat in jou hart is. Of jy jou hart gaan oopmaak vir my om te werk. Die aanbod is, vat genade en vergifnis wat ek aanbied, dis verniet. Leef daar. Laat ek jou was, jou voete en jou hart en jou hande en alles. Moenie wegloop nie. Moenie in 'n gat begin sit omdat jy dit nie reg gekry het nie. Selfs die feit dat jy my verloon het, moet jou nie terughou van die genade wat ek vir jou vrylik aanbied nie. Vat dit. Wat ons weet, is dat hierdie genade aanbod was vir Judas ook daar. Jesus was sy voete ook. Jesus sterf vir hom ook. Jesus leef vir 3 jaar saam met Judas en wys vir hom alles wie hy is. Maar hy stap uit. Heel waarskynlik omdat Jesus 'n pad van lyding en opoffering en genade en onvoorwaardelike liefde en omgee en onverdiende guns nie vir hom gewerk het nie. Hy soek iets anders of hy soek 'n ander soort Jesus. Vir Judas was genade nie genoeg nie, dit kan nie so maklik wees as om net genade te vat nie. Jesus moes meer doen. En Bybelskrywers is dit eens as hulle sê dat heel waarskynlik wou Judas gehad het, Jesus moet in opstand, politieke opstand lei, moes die Romeinse juk kom afgooi. En dalk het Judas gedink dat as hy Jesus verraai, dat hy hom sou forceer om sterker met geweld op te tree en 'n nuwe aardse koninkryk kom vestig. Kyk, die lyne blur altyd tussen wat ons wil hê en wat God wil hê. En wat ons wil hê die Here moet doen en hoe die Here moet wees.
En Judas se keuse om Jesus te verraai was eintlik so hartseer. Veral omdat hy so lank saam met Jesus geleef het en nie die boodskap verstaan het nie. En as mens later gaan lees oor Judas, dan kom ons agter maar die ware berou wat hy hieroor gehad het, vertel dat hy regtig spyt was daaroor en dinge wou regmaak. Maar spyt alleen is nie genoeg nie. Weet julle wat, ons kry onsself ook daar, tussen ons planne en God se planne. Ons wil hê God moet op 'n sekere manier optree. Ons wil hê God moet op 'n sekere manier seker goed doen, sorg en help. En net bloot die feit dat dit nie gebeur nie, sit ons baie keer in hierdie krisis van geloof. Wat maak ons nou met hierdie Here wat nie is soos ek wil hê hy moet wees nie? Wat nie deurkom soos ek wil hê hy moet deurkom? Gaan ek aanhou om hom te vertrou? Of stap ek uit? En as ons eerlik is, dan sukkel ons ook met genade. Ons het min genade vir onsself, ons het min genade vir ander. Veral vir hulle wat nie soos ek dink en is en glo en praat, wie se planne anders is as my planne. Dink watter verskil sou dit in hierdie wêreld gemaak het as die heel eerste vraag wat ons vir onsself altyd vra is, hoeveel genade het ek vir hierdie persoon? Of hoeveel genade het ek vir myself? Dink wat sal gebeur as ons daar begin. Kyk, die ander ding wat ons eerlik moet wees oor is dat genade klink vir ons te maklik. Baie keer klink dit vir ons soos 'n cop-out. En tog is dit Jesus se aanbod. Judas loop uit en hy wou nie terugkom nie. Hy soek iets anders by Jesus. Beide Petrus en Judas kies teen Jesus, ontken Jesus. Een verraai hom, een verloon hom. Die verskil is Petrus loop nie weg nie. Petrus bly. Hy aanvaar vergifnis. Hy gryp die verhouding vas. Hy sê self, u weet dat ek u liefhet. Ten spyte van alles wat ek nie reg kry en nie reg doen nie. Judas gee moedeloos op en pleeg selfmoord. Die eintlike tragedie is dat hy wegloop van die enigste een wat genade het en kan vergewe. Die hartseer is dat hy nie in genade kon vertrou nie. As iemand skryf, the ultimate failure was not trusting in God's grace. En eerder as om Judas af te skryf, moet ons eerlik kan wees oor ons eie struggles hiermee. Hoe moeilik dit vir ons is om genade te vat, genade te gee. Hoe maklik ons oordeel en judge. Hoeveel keer sit ons nog iets by, nog 'n voorwaarde. Hoeveel keer is genade nie vir ons genoeg nie. Hoe maklik hou ons op agter Jesus aanloop as dinge nie vir ons uitwerk of Jesus nie is soos ek wil hê hy moet wees nie, of hy nie in my boksie pas nie. Wat maak ek dan? Gaan ek opgee? Of gaan ek die hand vat wat na my uitgesteek is? Friedrich Buechner skryf, hy sê, the difference between Peter and Judas is that Judas couldn't believe there was any way back. He believed he was beyond redemption. Was jy al daar? Judas se totale lewe stort in eie. En hy pleeg selfmoord. Sy onvermoë om te glo dat vergifnis ook vir hom beskikbaar was, is hartseer. En nou is ons gestuur. En ons moet in 'n wêreld instap vir mense wat nie eers genade verstaan nie. En ons moet vir hulle genade gaan wys. Maar ons moet dit vasgryp. Ons moet dit glo. Ons moet dit daar leef. Ons moet dit gee. Ons moet mense met genade hanteer. Die beginsel is, we are to give
back fully and freely what we received fully and freely. Ons kan nie ons gestuurwees opdrag ernstig vat as ons nie ernstig is oor genade nie. Want dit is presies wat Jesus gedoen het. Kom ons bid. Here, dankie vir die genade. Dankie dat U ons elkeen tot die uiterste te lief het. Dankie dat U eerste vraag is of ons vir U lief is en nie of ons dit reg gekry het nie. Dankie dat daar altyd 'n pad terug is, Here. Dankie dat die deur oop staan, dat die hand uitgesteek bly. En Here, ons wil hierdie hand van genade gryp. Vasgryp met alles wat ons het. Ons wil daar leef. En daar uitleef. En daarmee na 'n wêreld toe gaan. Na ons vriende toe gaan. Na ons kerkmense toe gaan. Na ons huis toe gaan, Here. Ons vat U genade. Amen. Wat 'n voorreg om op verskillende maniere betrokke te mag wees met dit wat die Here doen. Om te gee is een daarvan. En ons as gemeente het julle bydraes nodig. Ons kan nie kerk wees sonder julle wat gee nie. Ons weet daar is baie mense wat gee, baie dankie daarvoor. Maar elkeen van ons het 'n bydrae om te maak. Julle sien hier's 'n klompie maniere waarop jy kan gee. Maak erns daarmee. Want onthou, alles wat jy het is genade. So kom ons gee in genade ook vir die Here iets terug. Het is interessant dat ons eredienste gewoonlik afsluit met die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en luister hierna. En julle genadig wees. Ons het sy genade nodig vir elke tree wat ons gee in hierdie week. Vir elke oomblik van jou dag. Vir alles wat in jou hart is, het jy God se genade nodig. Hy gee dit vir jou in oorvloed. Amen.